vleis en wyn. Romeine 14 vers 21 sê, dit is goed om nie vleis te eet of wyn te drink of enige iets te doen wat jou broer laat struikel nie. Ons kan baie by Paulus leer oor die moeilike besluite wat ons soms in die wêreld moet neem. In die vroeë kerk was die eet van vleis 'n probleem. Die vleis op die mark was eers aan 'n afgod geoffer, hetsy aan die gilde se beskermgod of was tempelvleis waarvan sekere dele eers geoffer is. Mense het ook dikwels in 'n afgodstempel sit en eet, byvoorbeeld met ongelowige familielede. Hoe moes Christene hieroor besluit? Paulus sê, in wese is hulle vry en nie uitgelewer aan afgode nie. Oor die algemeen kan hulle maar vleis op die mark koop en eet. As dit egter vir mense 'n struikelblok is, moet hulle dit nie koop of eet nie. Hulle moet egter nooit in 'n afgodstempel gaan eet nie. Dit sou 'n baie slegte getuienis wees. Sien jy hoe Paulus dit benader het? Met vryheid en verantwoordelikheid, met liefde vir die Here en vir mede-Christene. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help my om in hierdie wêreld die regte balans te vind, sonder om my vryheid of my verantwoordelikheid prys te gee, sonder om my getuienis in die gedrang te bring en sonder om U teleur te stel. U is belangriker as enige sogenaamde vryheid wat ek mag hê. Amen. Die Here seën jou.